Goeiemôre en baie hartlik welkom vanoggend by ons program Koffie met die Koning. Ek het so uitgesien na hierdie program vanoggend, want ek het vandag 'n baie spesiale gas uitgenooi en ek kan nie wag om te luister na dit wat God vir haar gedoen het nie. Haar verhaal handel oor 'n situasie waardeur so verskriklik baie mense werk in hulle lewens, maar ek gaan nie die verhaal vertel nie, ek gaan haar toelaat om dit te doen, maar eerste wil ek vir jou sê, jy is baie hartlik welkom hierso vanoggend by ons Koffie met die Koning, en soos ons almal weet, as jy nog nie koffie het nie, sorg jy dat jy gou jou koffietjies reg kry, want dit is altyd nodig om jou koffie te drink, want 'n mens luister net lekker na 'n verhaal as jy 'n koffietjie in jou hand het. So, baie hartlik welkom, en bo alles is vanoggend ons gas, wat ons altyd uitnooi hier by ons tafel, Jesus Christus, sonder wie hierdie program nie eers moontlik sal wees nie, en ek wil hom ook nie doen, as Jesus nie deel is van hierdie program nie. So, baie welkom, drink jou koffietjies, gesels saam met ons, vertel jou vriende, gaan nooi hulle uit gou en sê, luister, dit is alweer tyd vir Koffie met die Koning. Kom ons hoor, wat het God gedoen hierdie week, wat voor ons lê. Maar nou, voordat ek gaan vir haar voorstel aan julle, wil ek net eers my daaglikse stukkie bydra. En ek dink, ek het hierdie woord van die Here gekry, al 'n tydjie gelede, en ek het gedink, hierdie woord is vanoggend so van toepassing, dat ek dit tog net met julle moet deel. So die opskrifie daar is, My love restores you. Do not be afraid to follow me into the unknown, for I am the one who leads you and who restores your life. En hoor jy, sê vir my, het ek en jy nie elkeen restaurasie nodig vir ons lewens nie? Ek dink dit is 'n baie belangrike woord wat God gegee het vir vanoggend. I have placed my glorious treasure within you, and I care for you. This year will be a year of restoration in your life. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar ek dink ek wil op hierdie punt staan. Hierdie jaar is die jaar van restaurasie vir jou lewe. We need to speak a lot in English. I trust that my guest will be able to speak in English. Otherwise, we'll do it Namlish, wat noem julle dit nog Salish. You will be restored in my love, strengthened in my grace, and surrounded with songs of joy. I will restore you, never limit me. I will restore your family and those that you love. All will know that I am the one who gives back to you what has been lost. Dit is vir my so fantastiese bemoediging vanoggend om te weet dat God restoreer nie net nie. Hy gee terug dit wat jy verloor het in jou lewe. En dit is belangrik om dit vir jou vanoggend vas te maak in jou eie hart en te weet, hoorie, die Vader gaan nie vir my net gesond maak nie. Hy gaan my nie net heel maak nie. Hy gaan ook dit gee wat die Satan van my gesteel het in my lewensjare. En baie keer is van ons lewens gesteel. Baie van ons is vandag siek. Baie van ons is bedlêend, omdat daar 'n sekere iets is wat die duiwel gedoen het. En ons het nog nie God toegelaat om dit te restoreer nie. En ek dink een van die mees fantastiese dinge wat vir my altyd uitstaande is die woordjie vergifnis. Ek dink sonder vergifnis kom ek en jy nêrens nie. Ons sal ook nie in die hemel kom nie, net indien jy gedink het, dis oukei, ek gaan hemel toe ten minste. Jy gaan nie. Sonder vergifnis is daar nie vir jou plek in die hemel nie. Dit klink verskriklik wat ek sê, maar so is dit, hoor. As ons nie kan vergewe nie, hoe op die aarde kan ons verwag dat Christus ons moet vergewe? So ek is ampertjies klaar met my stukkie, dan gaan ek my fantastiese gas vanmôre aan jou voorstel. Die woord van die Here sê, I will restore your mind and your heart as you come before me. Crooked things will be made straight within you, healing your spirit and soothing your soul.
I will restore your dreams. I will fulfill those desires within you and bring them to completion. You will touch the lives of many others because of your testimony and because of the forgiveness that you're willing to give. You will touch the lives of so many other people that are hurting out there. You will touch the lives of others, and in the whispers of the night, I will watch over every word that I speak to you. God waak oor sy woord wat hy vir jou gee. En hy sê, and every word that I speak to you will be fulfilled. Dit gee vir my vanoggend hoop om te weet, die Vader het my soveel fantastiese woord gegee, en ook vir jou, my broer en suster. Jy het ook fantastiese woord van God ontvang. Glo jy dalk vandag nog dat God daai woord waar gaan maak? Of het jy dalk moed opgegee? Of het jy gedink, ag, miskien was dit maar my verbeelding. Maar glo my, die Vader waak oor elke woord wat hy vir jou gegee het, en hy gaan sy woord in jou lewe in vervulling bring. And he says, and you will see that my ways are perfect, and that my love restores. Ek lees uit Psalm 51 vers 12. Let my passion for life be restored, tasting joy and breakthrough that you come bring to me. Hold me close to yourself with a willing spirit that obeys whatever you say. As jy vandag gehoorsaam is aan dit wat God vir jou beloof het, vir jou gesê het hy gaan doen, dan kan jy verseker wees dat die woord van die Here in jou lewe in vervulling gaan. Daarom het ek hierdie fantastiese gas vanoggend. Ek wil vanoggend vir my lieflike Amanda voorstel. Amanda, baie hartlik welkom by hierdie program Koffie met die Koning. Ek is so bly jy saam met ons. En Amanda het so 'n fantastiese verhaal, lewensverhaal wat sy vanoggend met ons gaan deel. En die rede waarom ons haar gevra het om haar verhaal te deel, is sodat ander wat miskien vandag in die tronk sit, in die tronk van jou lewe, in die tronk van jou emosies, in die tronk van jou pyn, jy wat dalk daarin vasgekeer is vanoggend. Ek weet verseker, as jy luister na hierdie getuienis vanoggend, gaan jy vry wegstap van hierdie oggend se program Koffie met die Koning. Amanda, waar kom jy vandaan? Ons is oorspronklik van Pretoria, Gauteng af. Okay. En in 2019 het die Here ons Kaap toe geskuif. Wonderlik, ja. En jy's getroud? Ek's getroud. Kinders? Ja, wonderlike man, Andrei, en ons het 3 pragtige seuns. Wonderlik, ja. Wonderlik, prys die Here. Dit is al 'n groot blessing. Ja, seuns is 'n blessing. Seuns, en wat vir die meisies, hulle is ook 'n blessing, hoor. Ja. Ja, ek wil graag vir jou vra vanoggend, ons sal sommer begin by jou getuienis. Daar was 'n stadium van jou lewe wat jy eintlik God nie geken het nie. Ja. Of miskien het jy gedink ek ken God, maar die God wat jy toegeken het, wou jy nie ken nie. Daar was 'n probleem in jou lewe waarna jy vandag seker sal verwys, waarmee baie mense sukkel is, en ek self gesukkel het. Ek kan daarmee eerlik sê, ek het self gesukkel om te kan glo dat God is 'n liefdevolle Vader. Ek kon dit nie aanvaar nie. Ja. Ek kon dit nie verstaan nie. Hoe kan dit wees? Want as jy deur moeilike dinge in jou lewe gaan, dan die persoon na wie ons altyd wil kyk is hierdie Vader. Maar as hierdie Vader, hoe kan dit wees? Die Vader sê hy het my lief, maar dit kan nie wees nie. So vertel vir ons 'n bietjie jou verhaal. Ek wil jou nie aan mekaar stop sit nie, maar vergewe my as ek dit doen, maar begin waar jy jou besluit het, jy wil jou lewe vir Jesus gee. Wel, ek is in 1995 getroud, en ek en my man het, alhoewel hy uit 'n pastorie uitgekom het ons baie ver van die Here afgelewe. Ja.
ons het gedrink, ons het gerook, ons het partytjies gehou, ons het regtig baie ver van die Here afgelewe. Ja. Op daai stadium was ons in na Boomspruit en ek en my man het golf gespeel. So ons was gereeld in die golfklub daar gekuier tot wie weet wat vir tyd. En net heeltemal die Here vir my. In 2008, toe begin ons huwelik daaronder lê, dat ons regtig begin weg van mekaar af lewe en dit het net op 'n punt gekom waar ek my man vir 'n egskeiding gevra het, waar ek gesê het ek sien nie meer kans om so te lewe so ver van mekaar af nie. En daai dag het my man voor my voete kom sit en huil en gesê, gee my nog 'n kans. En ons het gepraat en besluit, ons wil ons huwelik nog 'n kans gee, want ons was baie lief vir mekaar. Ja. Ek het toe, net daarna, begin 2009, toe raak ek swanger met ons laatlam. Ons laatlammetjie, wat glad nie beplan was, ons het dit nie beplan nie, maar die Here, dit was in sy perfekte plan. En so, in daai tyd, was daar 'n fliek wat uitgekom het, ek weet nie of jy kan onthou, Fireproof. Nee, ek kan nie onthou nie. Fireproof, dit was eintlik in die perfekte tyd, want ons het gewerk aan ons huwelik, en Fireproof was 'n fliek oor 'n man en vrou wat deur 'n moeilike tyd gegaan het in hulle huwelik. Fireproof dit was 'n Christelike movie. 'n Christelike, Ja, ek onthou dit nou. Ek onthou dit. Ja. En die man wou opgee met die huwelik en toe het sy pa vir hom 'n boek gegee en gesê, doen net hierdie boek. Daar's 40 uitdagings en as jy nog steeds voel jy wil uitklim uit die huwelik uit, as jy klaar is met die boek, dan kan jy dit doen. So die fliek was 'n baie mooi fliek. En ons het dit nodig gehad. En terwyl ek die fliek gekyk het, toe dink ek, dit moet awesome wees as daar regtig so 'n boek is. Ja. En ek was seker so halfpad in my swangerskap, toe loop ek die dag in die mall verby Koenboeke en wraggies daar in die ry is toe nou die boek. Waag het om lief te hê van Fireproof. Wow. En ek het toe onmiddellik die boek gekoop en ek is reguit na my man toe en ek het die boek vir hom gegee en gesê, luister, jy moet hierdie boek doen. En hy besê van, nee, jy is die probleem in die huwelik, nie ek nie, jy moet die boek doen. En ek van, nee, ek is nie die probleem, jy is die probleem, so jy moet die boek doen. So nie een van ons wou herken, ons is 'n probleem vir die huwelik nie, en die boek beland toe nou daar in 'n laai, maar seker vir so 'n paar weke, toe kon ek nou my nuuskierigheid nie meer inhou nie, en ek blaai toe nou deur die boek en ek besluit, ek sal die minste wees in die boek doen. En ek het dagboek gehou. So in die begin was die boek, die uitdagings baie eenvoudig, baie maklik, simpel goedjies, maar elke dag kon ek dit nie doen nie. Die eerste week, dan was dit goed soos, moenie vandag kwaad word vir jou man nie. Okay. Aan die einde van die dag dan sal ek skryf, sorry, ek kon dit nie, ek het kwaad geword, of sê net ietsie moois. Mens kan nie dink hoe mens, as 'n mens van mekaar af wegdryf, hoe moeilik daai goed is nie. Ja. Die tweede week, alhoewel die uitdagings moeiliker geword het, het dit vir my makliker geword om dit te doen. En seker hier so 30 dae in, toe raak die boek nou baie ernstig op 'n geestelike vlak van, het jy die Here in jou lewe, want jy kan nie liefde gee en uitdeel as jy nie liefde in jou hart het nie. Ja. En ons het nie, ek het nie die Here in my hart gehad nie. So daai dag toe sak ek op my knieë neer voor my bed, toe sê ek vir die Here, ek het te veel sondes, ek het te veel foute, te veel tekortkominge, ek moet eers aan hierdie goed gaan werk, dan sal ek terugkom na U toe, dan sal ek my hart vir U gee. En vir die eerste keer in my lewe het ek die stem van die Here gehoor en hy het vir my gesê, my kind, is presies hoe ek jou soek, is met al jou foute, met jou sonde, met al jou tekortkominge, ek sal daaraan werk. En 25 Junie 2009, toe gee ek my hart vir die Here,
En my hele gesin het hulle harte vir die Here gegee. Ons is net daarna gedoop, die hele gesin, ek en my man en ons 2 seuns met die laatlam in my maag. Ek was vers swanger op daai stadium. Ja, en dis waar dit begin het, waar ek my hart vir die Here gegee het. Fantasties, en ek dink dit is die plek vir elkeen van ons, dis die plek waar het moet begin. Ja. Maar dan kom ons by 'n plek, so ons is nou besig, nou kom ons by die Here uit, en die verwagting, of sal ek sê, my verwagting was, nou is alles fantasties. Alles is nou reg. Daar's nie nou nog 'n fout nie. Hoe kan daar nou nog 'n fout wees? Ek het dan nou my hart vir die Here gegee, en nou is ek gered, en ons gaan nou kerk toe, en dis dan nou alles te reg. Maar dan begin jou probleem, is dit nie? Ja, ons het, natuurlik het nou hierdie honger vir die Here, ons het onmiddellik by 'n kerk aangesluit, ons het die jeug hanteer, groot dinge in die jeug gedoen. Jy het net hierdie honger gehad om vir die Here te lewe en die werk te doen. Maar my verlede was ek nie bereid om op die tafel neer te sit vir die Here nie. Dit was nog veilig in 'n kas toegesluit, waar niemand van dit weet nie. Ek kon net nie myself kry om daai vir die Here te gee nie. My hele lewe lank was ek op 'n plek waar ek moes myself beskerm, ek moes na myself omsien, vir myself veg, en ek het nie eers my man vertrou om dit vir my te doen nie, wat nog die Here. So 12 jaar lank, vanaf dat ek tot bekering gekom het, het ek nog met daai seer geloop weggesteek, 'n lewe gelewe vir die Here, maar ek het gesukkel om God as 'n Vader te sien wat my lief het. Ek kon dit nie sien nie, want ek het nie 'n vaderfiguur in my lewe gehad nie. En dit was my struggle gewees. En toe ons, seker so 2020 het ek begin belangstel in healing and deliverance, 'n klomp kursusse gedoen van Carrie Blake van Georgie Lake Ministries. En daar was 'n kursus wat hy aangebied het, Divine Healing. Ek het lank gewag vir daai kursus, en ek was so opgewonde toe daai kursus deurkom. Ek sal nooit vergeet, ek het die dag het ek op die bed gesit met my laptop, ek het die handboek gekry en notaboek en alles, ek is reg om met hierdie kursus te begin. En net toe ek wil begin, toe sê die Here vir my, as jy op hierdie pad wil gaan, dan moet jy my vertrou met jou verlede. En ek het dadelik geweet, dit is tyd. Die tyd het aangebreek, om met dit te deel, om dit vir die Here te gee, want ek was moeg van om voor te gee, om iemand te wees wat ek nie is nie, moeg om dinge weg te steek, moeg om dinge terug te hou, moeg om voor te gee, moeg om myself te beskerm. Ek het geweet, ek het 'n Vader nodig, om my te beskerm. So met ander woorde, dit is waar ons baie keer mense vind, as jy met hulle 'n pad stap en met hulle gesels en so, dat jy dan uitvind, maar weet jy wat, jy sit eintlik in 'n tronk. Jy doen, Jy sit in 'n tronk, en jy het jouself in die tronk nou toegesluit, want jy wil jouself beskerm in hierdie tronk. Jy wil nie, niemand mag ooit dit of dit weet van jou nie. En eintlik is dit so wonderlik, die Here nooi ons uit, en hy sê, wil jy dit nie maar release nie, wil jy dit nie maar vir my gee nie, maar wat vir my nogal wonderlik is die feit dat jy sê, dat jy eintlik amper 12 jaar lank stap met hierdie ding in jou, nog steeds in jou huwelik, gered, maar niemand weet dit nie. Dis net jou geheim, donker geheim, behalwe dat God dit weet. En hoe kom jy tot die besluit, ek moet hierdie deur oopsluit? Neem jy 'n besluit toe dat ek gaan dit aan my man moet vertel? Of ek gaan dit aan iemand moet oopbreek? My man het van sekere goed geweet, van die begin af. Ek was baie streng in die huwelik gewees, want ek wou nie
my pa gehad het nie. So hy het met baie opgeskeep gesit. Maar hy het nooit my volle verhaal geweet nie. Ja. Niemand het geweet nie. Ek sou soos 'n paar goedjies vir hom gesê het, maar ek het nooit die volle verhaal alles vertel nie. Mens, jy voel skande, jy voel skaamte oor dit. En dis maar een van die groot redes hoekom 'n mens dit wegsteek. Ja. Maar jy besef nie dat jy met 'n pyn loop wat eintlik onnodig is. Die Here is so gretig en so genadig om dit by jou weg te vat. Ja. Is nou maar net vir ons om tot daai besef te kom, en dis wat ek daai dag, toe die Here dit vir my sê, het ek geweet ek smoeg. Ja. Ek kan nie dit langer wegsteek 'n mens kan dit nie doen nie. En ek het geweet, ek het gesmag na 'n vaderfiguur. En ek het geweet, hy is dit vir my, maar ek moet dit gaan soek. Om daar te kom, gaan ek moet my bagasie op die tafel neersit. Ja. En dit is, jy voel eintlik jy bereik 'n plek waar jy jou wapens op die tafel neersit. Waar jy net jouself op 'n magtelose plek sit, want al die jare beskerm jy jouself en jy het hierdie wat jy voorgee om iets of iemand te wees, so jy beskerm jou. Maar toe die Here dit vir my sê, toe weet ek ook onmiddellik wie ek moet gaan sien. En dit was 'n Christelike beraader wat die Here in sy perfekte plan 2 maande voor die tyd oor my pad gestuur het. Okay. En op 7 Julie 2021 toe vertel ek vir die heel eerste keer in my lewe my volle verhaal vir iemand. Ja. En hoe was dit vir jou? Wat was jou ervaring? Hoe was jou gevoel toe jy dit uiteindelik kan oor jou lippe kry? Was dit, kyk man, dit is soos iemand wat, ek is die regter, ek kom vanoggend by jou aan, ek sê, Amanda, weet jy wat, jy is eintlik lewenslank in die gevangenis, in jou eie gevangenis, maar ek bring vir jou vanoggend die sleutel, ek is bereid om vanoggend die deur oop te sluit. Hoe ervaar jy dit? Hoe voel jy dit toe jy dit op die tafel kon sit? Dit was maar jy vertel nog nie vir jou man, jy gaan die persoon sien nie. Of vertel jy dit vir hom? Ek het vir my man gesê. Ek het vir my man gesê dat ek moet by hom uitkom, dis tyd om te vertel, en hy het my absoluut ondersteun in dit. Jy het 'n wonderlike man. Ek het jou man ontmoet, hy is fantasties, hy is regtig waar. Dis 'n vaderfiguur daai. Ek sien dit aan sy kinders, wanneer hy met sy kinders doenig is en so aan. Ja, die Here het my regtig gebless met 'n baie goeie man. Hy het al die jare het hy maar my nikke en alles gedra, en hy was net lief vir my. Ja. En selfs toe ek hom vir 'n egskeiding gevra het, ek het uit 'n plek van seer gewerk. Ja. Maar hy wou nie moed opgee nie. Hy wou nie moed opgee met ons nie. Ja. En ek dank die Here vir dit. Ja. Baie dankbaar. En kan jy met jou kykers vanoggend praat om te sê, waaroor het dit vir jou gegaan? Wat was jou gevangenis waarin jy weggesteek was? My storie. Jou storie. Dis jou eintlike storie. Ja, so ek het begin om my stap vir stap, en dit was net hierdie ongelooflike bevryding wat jy ervaar, elke stukkie wat jy op die tafel neerlê, elke liewe verhaaltjie wat jy vertel, elke gedeelte, elke seer, eintlik elke seer wat jy op die tafel neersit, want dit is fisies wat jy doen, jy sit 'n seer daar neer. En my storie het begin, ek's gebore in Pretoria, en my pa was aan al wat 'n ding is verslaaf. Hy was verslaaf aan drank, aan dagga, aan drugs, aan vroue, jy noem dit, en hy was verslaaf aan dit gewees. En ons was verskriklik arm gewees, want hy kon net nooit 'n werk hou nie met die verslawing wat hy gehad het. Ons het in 'n woonstelblok gebly. Daar was 'n vloer, elke vloer het 'n paar kamers gehad, so 20 plus kamers, amper soos 'n koshuis opset. Ja.
met een badkamer op die punt van die gang wat almal moet gebruik. En in die kamertjie was bitterklein. Al wat in die kamertjie was 'n bed, 'n hangkas en 'n klein wasbakkie. Ja. En ek en my ma en my boetie en my pa en my boetie wat 'n jaar jonger as ek is, was in hierdie kamertjie gewees. En in daai kamertjie het verskriklike dinge gebeur. Daar was gereeld vrouens en goed daarso. Terwyl jou ma daar is. Terwyl my ma daar was. So sy moes dit meemaak. Sy moes met alles maar saamwerk en ek en my boetie was dag en nag in 'n hangkas toegesluit. In sonder kos, sonder water, sodat ons nie moet sien wat in hierdie kamertjie aangaan nie, maar jy kan natuurlik hoor wat in die kamertjie aangaan. Natuurlik. En daar het ek 'n vrees vir donkerte begin ontwikkel, in daai donker kas waar ons die hele tyd toegesluit was. So met tye dan was ons nou uitgelaat, veral as my pa gaan werk het, dan sou my ma ons bietjie laat uitkom het, ander kere was ons maar permanent in hierdie hangkas gewees. En daar was 'n dag wat ek nooit sal vergeet nie. So, baie van die dinge wat gebeur het, ek dink as mens kom maar op 'n plek van trauma, jy gaan bære daai goed so ver weg, dat jy dit self nie eers kan onthou nie. En dit was tyd dat die Here die genesing vir dit gebring het. Ja. So my ma het my die dag na 'n kamertjie toe gevat wat reg oorkant ons kamer was. Daar het 'n man gebly met sulke lang hare en ek onthou die musiek wat uit daai kamertjie uitgekom het was iets verskrikliks. En ek het hom geken as die duiwel. En ek was verskriklik bang vir daai man gewees. En my ma het my in daai kamertjie ingevat en sy het my daar op sy bed opgetel. Daar was ander mense ook in die kamertjie. Okay. Die laaste ding wat ek kon onthou was die vrees in haar oë en van daar af kon ek niks onthou nie. Die vrees in haar oë. Die vrees in my ma se oë, ja. En het jou ma in die kamer saam met jou gebly? Ja, okay. Nee, sy het my ingevat in die kamer in waar hierdie man bly. Ja, maar het sy toe uitgegaan uit die kamer uit of ook bygebly in die kamer? Sy was eers daar gewees en toe, want verder kon ek nie onthou nie, so die Here moes openbaar. Ons het toe, die beraader het saam my gebid en ons het die Heilige Gees gevra as daar iets is wat ons mee moet deel, wat in daai kamertjie gebeur het, dat hy daai herinnering sal terugbring. Ja. En Heilige Gees was eintlik so 'n gentleman, want dit was so sagkens gedoen. Ja. Dit het toe teruggekom, dat ek kon toe onthou dat hy het vir my 'n glasie gegee om met iets in hom te drink, en toe onmiddellik toe ek het drink, toe raak ek vaak. En toe het ek gelê op die bed, en ek het vir hom gevra, waar is my mamma? En hy het gesê, sy is gou uit, maar sy kom nou weer, jy kan slaap, ek gaan na jou kyk. En dit was die laaste ding wat ek toe daar onthou het. En so toe het dit uitgekom dat daar was een of ander offer met my gemaak daai dag. Ja. Maar selfs in die herinneringe wat die Here teruggebring het, was daar, omdat ek daai seer op die tafel neergesit het, was daar tog 'n vrede, want Jesus was in die kamer. Absoluut. Ek was nie alleen daar nie. Ja. En van daar af, ons het nooit 'n vaste tuiste gehad nie. Dan is jy in hierdie kamertjie, dan het ons in 'n huis wat my pa iewerste opgespoor het, 'n leë huis op die treinspoor, langs die treinspoor. Dan slaap jy nou daar op die vloer vir 'n paar aande. Dan is ek en my boetie vir 'n aand of 2 by my ouma. Dan is ons weer terug in hierdie kamertjie. So daar was net nooit 'n vaste tuiste gewees nie. Ja. En op 'n stadium was daar net nie meer 'n plek om te bly nie, met my pa wat hy het net nie werk gehou nie. En ons het 'n paar aande in die parkie geslaap, en toe my ouma van dit uitvind, toe sê sy vir my ma,
dis nou genoeg, of jy gaan hierdie man los, want hy is nie goed vir jou nie, of ek gaan die welsyn kontak om jou kinders te kom haal. En my ma het die besluit geneem om my pa te los. Ja. Ja. So in die tyd sou jy sê, as jy daaroor nadink, dat daar was ook ander gevalle in jou lewe waarin jy misbruik is as kind. Ja. Ek gaan nou As ek nou terug kan gaan, want dis 'n ding wat in baie mense se lewens vir hulle sê, ek kan nie God as 'n vader sien nie, omdat my vader juist die een was wat aan my gedoen het, wat hy nie aan my moes doen as kind. Ja. Ja, want van daar af, net nadat my ma my pa gelos het, het sy onmiddellik weer getrou met ons tweede pa, my stiefpa. En hy was regtig baie goed vir ons gewees. Vir die eerste keer het ons 'n dak oor ons kop gehad, 'n tuiste. Ons het kos gehad, ons het klere gehad en ek en my boetie kon skool toe gaan. Ja. So dit was so verligting gewees. Maar hy het 'n donker geheim gehad. Ja. Wat niemand van geweet het nie. Hy was verslaaf aan seks gewees. Ja. En van die eerste dag af het hy my misbruik en gebruik op maniere wat 'n pa nie 'n dogter moet aan 'n dogter moet doen nie. Ja. So ek kon net nie vir my ma vertel nie. Ek kon nie myself kry om my ma te vertel nie. In my mind het ek gevoel ek beskerm my ma, Ja, want sy was ja. gelukkig vir die eerste keer in haar lewe. En ons het 'n dak oor ons kop gehad, ons het ja. kos en klere gehad. Ek het net die kans gesien om terug te gaan na daai kamertjie toe, Ja. of daai lewe op straat nie. En so elke dag, my ma het sy het op daai stadium ook gewerk en skofte gewerk, so sy sou party aande tot so 7 uur, 8 uur toe gewerk het. So elke dag as my pa van die werk af gekom het, dan moes ek reg wees vir hom. En as dit nie kon gebeur, as hy van die werk af kom het, dan sou hy in die aande kom wanneer almal slaap. Ja. En ja, hy sou met tye so ver gegaan het dat naweek as my ma gewerk het, dan sou hy vir my boeties drank ingegee het dat hulle moet slaap, want dan kon hy met my doen die dag wat hy wou. Ja. Hy het letterlik elke dag waar dit moontlik was, met my seks gehad. Ja. En jy is toe watter ouderdom? Ek was laerskool, dit was my hele laerskool Ja. gewees. En toe ek begin hoërskool toe gaan, toe ek nou 13 en ek begin toe nou 'n groot meisie word. Ja. En ek sê vir my pa asseblief, ek smeek toe by hom om op te hou, want ek is nou 'n groot meisie. En genadiglik toe stem hy in om dit te doen, om op te hou. Ja. Hy het heeltemal opgehou, maar toe begin die kuiers. Daar was die hele tyd kuiers by die huis, partytjies. Later sou ek besef, dit is swingerparties. Ja, ja. Want dit het altyd opgeëindig in hulle kamer agter 'n toedeur. Ja. En dit was ook altyd met sekere mense gewees. Ja. En ja, hy sou ook veral einde van die maand dan verdwyn hy vir so 'n dag of 2. Dan het my ma absoluut hysteries geraak. Sy sou begin het vriende bel, dan sou sy familie bel om te hoor of hy daar is. Dan sy het so 'n hele lysie gehad. Ja. Dan begin sy die polisie bel, dan bel sy hospitale in ons omgewing. So sy het regtig op 'n punt gekom waar sy erg aan depressie begin Want ly dis ook het. vrees-related. Ja. Want sy is ook bang van, ek gaan nou verloor wat ek gehad het. Ja. En nou gaan dit met my goed, alhoewel sy nie weet van enigiets anders te nie. En nou sy bang sy verloor daai ding. Ja. Want nou gaan dit met haar toch goed. Sy het nou 'n dak oor die kop. Ja. En as hy nie opdaag nie,
wat dan? Verstaan jy? Ja. So 'n mens, ek kan myself in hierdie dinge insien. Hoe dat 'n mens daar kan beland, dat jy dan in depressie kan verval. Ja. Sy het baie erg depressie gehad. So erg dat sy wou die hele tyd selfmoord pleeg. En nie net altyd haarself nie, daar was tye wat sy ons kinders ook wou doodmaak. So op 'n vroeë ouderdom moes ek leer hoe om met dit te werk, hoe om my ma uit daai gat uit te kry, dat sy nie haar eie lewe neem of ons kinders doodmaak nie. So ek moes toe leer om met dit te werk, om haar uit daai depressie uit te kry, as dit gekom het. Ja, en tot watter ouderdom wil ek eintlik vir jou vra, het jy nou die man waar jy sê, as ons net so 'n bietjie kan teruggaan, waar jy dink daar het 'n offer plaasgevind. Was hierdie ding wat, toe jy daar uit daai kamer uitkom, was dit vir jou asof dit wel 'n realiteit was? Dit was nie net iets wat jy gedink het nie. Jy was in jou hart oortuig daarvan dat iets met jou gebeur, wat jy nie nou jou vinger kan opdruk en sê, dis dit gewees nie. Ek het in daai tyd soveel weggebere, op so 'n diep plek, dat ek self nie by dit kon uitkom nie. Ja. As dit nie was dat die Here dit openbaar het nie, dan sou ek dit amper nie geglo het nie. Ja. My boetie wat 'n jaar jonger as ek was, hy sou al die jare aan sy vir my sê, onthou jy, hierso, want my pa het op 'n stadium hom probeer doodmaak. Vir jou boetie. Vir my boetie, my eerste pa. Hy het hom van 'n brug afgegooi, en toe ek so klein soos wat ek is, my boetie gaan red. En baie van daai goed kon ek nie onthou nie. Dan sê ek kan net flitse van dit onthou het. Ja. Dan sê hy vir my, onthou jy dit het gebeur, onthou jy dit het gebeur. Dan kan ek nie, dan sê ek nie, ek kan dit nie onthou nie. Dan gaan vra ek my ma en sê ja, dit het gebeur. Ja. So ek het baie van die goed so diep weggebere, ja. gaan wegbere, ja. Dit soos ek sê, ek self kon omtrent eers by dit uitkom nie, maar die Here het al daai goed gaan oopmaak en uitgebring in die beradingssessie. So in die hierdie pa, dit wil ons nou sê, dis jou eie pa. Ja. Het hierdie pa jou ook gemolesteer? Ek weet nie. Of dit is ook iets wat jy toegesluit het, wat jy gedink het van, nee, ek weet nie. Dit het glad nie uitgekom nie, so ek dink nie hy het dit gedoen nie. Ek kan ook nie sê dat hy dit gedoen het nie. Ek het niks daar ervaar of iets nie. Ja. En toe my ma met my tweede pa getrou het, toe was ek 6 jaar oud. So met ander woorde, van die ouderdom van 6 jaar oud af, begin hierdie man jou misbruik. Ja, van 6 tot ek so 13 jaar oud was. Ja, dis verskriklik. Ja. Dis verskriklik. Ja, die ander goed wat eintlik nou maar skaamte was, om te vertel, vernedering eintlik was, soos ek moes myself in die moed kry om vir my pa reg te wees. So, daar was altyd soos hierdie boeke en goed wat daar rondgelê het, wat my pa gehad het, pornografiese boeke en goed. Ja. En dit was my realiteit gewees. Weet ek van 'n klein kind af eintlik. Ja. En weet jy wat? Maar een ding is so wonderlik. Die Here is so fantasties. En daar's vanoggend so baie mense wat byvoorbeeld na hierdie program kyk en wat sit met dieselfde, wat regtig sit met dieselfde dinge, maar wat nie weet hoe om daar uit te kom nie. Ek dink een van die grootste goed, ekskuus tog, wat ons weerhou van om vry te kom, is skaamte. Ja. Ek dink skaamte is regtig een van die goed want jy wonder tog, al is jy klein,
jy wonder tog wat sal die mense sê as hulle dit uitvind. Wat dink jy nie ook dit is so nie? Nee, dit is waar, dit is waar. Maar soos ek sê, daai vrymaking wat jy ervaar, want vir my wat die moeilikste was van alles, behalwe vir dit was 'n skuldgevoel waarmee ek geloop het. En dit was, ek wil net noem dat my pa het op 'n stadium het hy, toe ek nou al getroud was en toe raak hy siek en toe het ek en my man besluit dat ons na my ma en pa wil kyk. En my pa het my uit sy hart vir die Here gegee en hy het my om verskoning gevra vir wat hy gedoen het. Amazing. En alhoewel ek hom reeds vergewe het, was dit net maklik om vir hom te sê, pa, jy is reeds vergewe vir wat jy gedoen het. En sê jy dit, jy kon dit doen vanuit jou hart. Uit my hart, jy kon dit werklik uit jou hart uit doen. Snaaks, ek het net absoluut gister met iemand oor dieselfde verhaal gepraat. Kon jy werklik waar uit jou hart uit vir daai persoon sê, ek spreek jou totaal vry, ek vergewe jou regtig uit die diepte van my hart. Jy is nie meer skuldig nie. Ja. Met my ma was dit 'n ander storie gewees, want net daarna toe is my pa oorlede. So my ma het in 'n woonstel gebly agter in ons erf, wat ons daar voor gehad het. En dit was net nadat ons tot bekering gekom het, toe sit ek die dag saam met haar in haar woonstel en gesels. En uit die bloute uit, toe bely sy, dat sy het al die jare geweet wat my pa en my gedoen het. Maar sy het die besluit geneem om stil te bly, want sy wou hom nie verloor nie. En dit was vir my seker die grootste skok, want al die jare het ek gevoel ek beskerm haar, deur niks te vertel nie, ek het haar beskerm, net om te besef, my ma het my nie beskerm nie. Sy het jou nie beskerm nie, en dit was vir my seker die moeilikste ding om te hoor. En ek het weggestap, maar die aand toe ek teruggegaan, toe sê ek vir ma, ek vergewe jou vir dit, maar ek kan jou ongelukkig nie meer eer as my moeder nie. En sy is ook net daarna oorlede. En dit was my laaste woorde aan my ma gewees, dat ek eer haar nie as my moeder nie. En met al die mishandeling wat ek al die jare beleef het en goed, was my laaste woorde aan my ma die grootste seer wat ek gedra het. Want ek het geen reg gehad om dit vir haar te sê nie. Sy het self uit 'n gebroke huis uitgekom. Sy het self met die manne met wie sy getroud was, maar weet, self 'n seer lewe gehad, haar eie boeie gedra, vasgevang, en ek het nie reg gehad om dit vir haar te sê nie. En in die beradingssessies wat ek voorgegaan het, was hierdie die moeilikste ding om op die tafel neer te sit. Elke seer het ek op die tafel neergesit en Jesus was daar om dit te vat. Maar toe ons by hierdie kom, toe was dit vir my die grootste ding om myself te vergewe. Want dit is so maklik om ander te vergewe, maar dis nie dieselfde om jouself te vergewe vir wat jy gesê het nie. Maar selfs in dit het die Here so amazing deurgekom, want die oomblik toe ek dit op die tafel neersit en sê, en dit vir die Here gee, toe sien ek hierdie deure wat oopgaan, en daar was 'n tafel wat vir my gedek was, en ek het nog gesê dit lyk soos 'n bruidstafel, want dit was vol blomme, en al wat ek kon onthou was, Jesus het daar gestaan, en langs hom het my ma gestaan, en sy het absoluut gestraal van blydskap, en dit was die mooiste ding wat ek ooit gesien het, en toe ek dit sien, toe val daai boeie af, dis daai finale vrymaking gedoen,
Nou kyk, ek het ook al baie, ekskuus tog met mense gepraat in die situasie van die vergifnis, en dan om uit te vind, eintlik, kom ons sê nou maar, ons vat nou hierdie gedeelte van, jy het van die standpunt af uitgaan, ek het my ma al die jare beskerm, ek wou nie, sy moet verder seer kry nie, sy het dan nou vir my uiteindelik gelukkig gelyk, en ons is uiteindelik gelukkig, om dan uit te vind, maar al die jare, het jy vir my as klein dogtertjie vir die wolwe gegooi, jy het geweet waardeur ek gaan, en jy het my nie vergewe nie, ek bedoel, jy het my nie beskerm, wat eintlik noodsaaklik was nie, en, ekskuus tog, so, ek het al met sulke mense gepraat, en een ding wat die Here toe eendag vir my ook gewys het was, weet jy kan nou ook nog daai ding, dank die Here vir dit wat God vir jou gedoen het, om vir jou hierdie pragtige beeld te wys van jou moeder as deel van die bruid van Christus, en om te wys daar was geen onvergifnis daar nie. Dit was net lig en daar was blomme en daar was, die tafel was gedek, dis baie mooi. En toe die Here vir my gewys om ook vir mense te kan sê, weet jy wat, die groot ding is daai dat ek moet dan vir myself nog kan vergewe. Jy kan, en al is jou ouer nou ook al oorlede, jy leef nog, en jy kan nog die woorde uitspreek. Jy kan nog sê, ek vergewe jou. Ek het een keer op 'n radioprogram gepraat in Namibië, en ek het daar 'n verhaal vertel van hoe wonderlik God vir my was in Amerika, hoe die Here vir my wonderlike dinge gedoen het in Amerika. En die vrou het my gebel en haar dogter, ek hoor die dogter in die agtergrond, en die dogter huil, en sy smeek haar ma, asseblief mamma, vergewe vir pappa, vergewe vir hom. Sy sê, mevrou, sê sy vir my, hoe kan jy van my verwag om my pa te vergewe? Hy het my kniekoppe met 'n cricket bat afgeslaan. Hoe kan jy van my dit verwag? En ek is vandag 'n vrou van 60 jaar oud, ek loop met gebroke bene. En ek sê toe ook vir haar, ek sê, mevrou, weet jy wat? Al loop jy met 'n gebreekte rug, oor wat ook al, as jy wil vry wees, moet jy dit gee. Jy moet dit offer. Dit is nie maklik nie. Maar jy kan dit doen. En jy gaan dit doen. En as jy dit gedoen het, sal jy sien in watter wonderlike genesing jy dan wandel daarna. Dis so vry om daaroor te kan praat, want daar's so baie daar buitekant. Mensies wat vanmôre na my en na jou kyk en na hierdie gesprek kyk, wat hierdie selfde ding gaan en erger. Mense, jong vroue wat as jong dogters deur hulle ouers verkoop is vir geld, omdat hulle nie drankgeld gehad het nie, het hulle eie kinders aangebied en verkoop vir jare en jare. Dan kom jy die dag wat jy Jesus ontmoet, en dan sê die Here vir jou, is jy bereid om hulle te vergewe? En jy roep uit, nee, Here, nee, hoe kan u dit van my verwag? Dan staan Jesus daar en sê, ai my kind, as jy dit nie kan doen nie, hoe moet ek jou vergewe? So dit is, dink een van die belangrikste dinge is, dat jy aan die einde van die dag, al het jy nou gesê, wat jy eintlik dink, jy nie moes gesê het nie. As jy oor nadink, moes dit ook gebeur het. Want dit was 'n stranghold nog, om te kom by die plek waar ek kan sê, ek is nou waarlik vry, want ek kan myself vryspreek ook nou. Verstaan jy? En dis eers wanneer ek by daai plek kan inkom om te sê, ek kan myself vandag waaragtig ook vryspreek. Nou sê ek vry.
My ma's vry, sy's vry, maar ek was nie vry gewees toe ek dit gehoor het nie. Ja. Daarna het ek nog 'n stukkie tronk gehad. Ja. Daai ding sou jy nog in die tronk gehou het, tensy jy gesê het, Ja. ek moet nog dit ook op die tafel kom neersit. Ja. En dit bring vir ons vanoggend by hierdie plek waar ek vir jou wil vra. As jy in jou kamera wil kyk, of jy nie net vanoggend, daar is iemand daar buite waarvan ek seker is meer as ene. Vir jy miskien net vanoggend 'n gebed kan doen, vir wie jy net kan jou hande uitsteek en net sê, weet jy wat, ek verstaan jou. Ek wil vir jou bid, sodat jy ook hierdie vryheid kan ervaar wat ek vanoggend ervaar. Ja, dit was seker my grootste berou gewees, was toe ek hierdie vir die Here gegee dat ek dit nie vroeër al gedoen het. Ek het soveel in my lewe verloor. Ja. Soveel tyd wat die vyand kom steel het, omdat ek nie vroeër met hierdie gedeel het nie. En ek wil net afsluit deur te sê dat my broer was op 'n plek gewees, hy is nog steeds op daai plek waar ek het met hierdie gedeel, maar hy het dit so 'n deel van sy lewe gemaak dat hy kan nie vrykom van dit nie. En stadig maar seker sien ek hoe my broer verander in die man wat hy die meeste gehaat het. Vandag is hy soos daai man, want hy loop met daai seer en hy kan nie van dit loskom nie. Ja. So ek wil regtig sê dat moenie met dit loop nie. Dis nie die moeite werd nie. Ja. Die oomblik wat jy dit op die tafel neersit vir die Here, is hy so getrou. Hy kom en hy maak skoon en hy maak jou los en hy maak jou vry. Ja. En daai absolute vryheid wat jy ervaar, want soos ons heeltyd gesê het, jy's in 'n tronk, jy dink nie daaraan, jy besef dit nie, maar jy's in 'n tronk vasgevang. Ja. En die oomblik wat jy daai vryheid ontvang, dit is soos 'n massiewe las van jou skouer af. So ek wil net kom en sê, Here, U is so getrou, U is so goed, U is almagtig en kragtig. Wie is daar soos U? Ja, Dankie Here vir U liefde, dankie Here vir U genade, wat elke liewe dag nuut is. Here, en ek bid net vir elkeen wat met 'n seer loop. Daar's soveel mense, soos Hepzibah sê, wat 'n groter seer is as wat myne is, Here. Ja. En selfs al is dit 'n kleiner seer, ons almal loop met 'n seer en dit het 'n invloed op ons lewe. Wil U in hulle harte werk, Here, dat hulle op 'n plek sal kom waar hulle nie net soos ek ons klere skeer nie, maar waar ons harte sal skeer voor U. Waar ons sal kom en hierdie seer, hierdie bagasie vir U gee, want U is so getroue Vader. U is so getrou, U is so genadig. U staan gretig om daai seer te vat, want dis nie wat U vir ons beplan nie. U wil vir ons 'n toekoms hê, 'n verwagting, iets om na uit te sien. Voorspoed en nie teenspoed nie. En ek bid vir elkeen wat kyk, Here, dat U met hulle harte sal werk, dat hulle op 'n plek sal kom, waar hulle sal besef, hierdie moet ek vir die Here gee, want U is getrou, en U bring die genesing. Ons loof U en prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Amanda, vreeslik baie dankie. Baie dankie dit beteken vir my so baie, om daarna te luister. Want ek kan nou weer iets saam met my dra, wat miskien, ek ontmoet so baie mense, maar waar ek weer kan sê, weet jy wat, kom ek laat jou ontmoet met iemand, wat met jou haar storie kan deel. Aan die einde van hierdie program is daar 'n telefoonnommer, is 'n WhatsApp nommer, jou nommer, wat ons kan gee, as ek dit met jou toestemming mag doen. Ja, asseblief. Want jy word graag ook uitgenooi na vrouegroepe waar jy hierdie getuienis kan vertel, waar jy mense kan bedien met vryheid. En so, as ons hierdie nommer daaronder kan plaas, kan ons daarby sit, dat mense jou mag skakel om jou uit te nooi om by hulle gemeente te kom bedien. En dis vir my wonderlik, ek is so gebless vanoggend deur
dit wat God kan doen. Elke keer as ek so luister na iemand se verhaal en na die seer waaruit die Here jou kan lig en soveel vreugde wat in jou is. En ek wil tog net sê ook, weet jy wat, bo en behalwe dit, is Amanda is so 'n begaafde vrou. Sy is 'n absolute begaafde vrou. Sy skilder verskriklik mooi. So selfs wanneer jy van haar skilderye wil kyk, het sy dalk vir jou voorbeelde waarna jy kan kyk en miskien by haar 'n skildery kan bestel om vir jou te laat maak. Amanda, what a blessing. Die Here seën vir jou ryklik en seën jou familie en weer eens kan ek net sê, wow, jy het 'n wonderlike man. Toe ek hom ontmoet het, was ek dadelik mal oor hom gewees. Ek het baie van hom gehou en ek het iets uit hom ervaar, jy weet, en vaderlik. Ja. So God het vir hom ook 'n groot ding gedoen en die Vader het vir die regte man gegee. Verseker. Ja, hy het vir jou die regte man gegee. So ons het nou weer koffie met die koning gedrink vanoggend en koffie met die koning tyd spandeer. Dit was so lekker gewees en ek hoop ons gaan weer 'n kans kry om met Amanda te praat, dat sy bietjie kan praat ook oor die kunswerk en die dinge wat die Here vir haar gegee het en hoe sy daarby uitgekom het. En daar's nog baie van haar getuienis wat sy vanoggend nie vir ons vertel het nie, waar ons oor verder kan praat, veral wanneer dit kom by huwelike, want daar's so baie van ons wat sukkel in ons huwelike en baie mense se eerste opsie is ek vat my goed en ek gaan, ek loop weg, ek is moeg. En terwyl daar soveel wonderlike genesing kan wees vir jou en jy 'n wonderlike huwelikslewe nog kan geniet. So, saam met my 'n lekker koffie met die koning, mag die Here jou sommer ryklik seën. Asseblief, gaan bel gou 'n vriendin en sê sy moet kom luister na hierdie getuienis. Dra dit oor vir iemand anders wat in dieselfde probleem sit. Dalk is jy die een wat dit vanoggend net moes hoor. So mag jy ook net vanoggend sommer ryklik geseën wees en dan tot volgende keer weer hier by Koffie met die Koning. Die Here seën jou.